Goedemorgen gemeente. Welkom weer in deze Heer. Ons Heer en weer lof en prijs met zang. We zal afkloppen met lied 454, versen 1, 2 en 3. Vader, ons Heer, ons lof, die ons ontbid. Lied 528, op vers 1, 2 en 3. Dan zullen we staande in 599, vers 1, 2 en 3. Als ze weer komt.
als sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Baie dankie. Hartlik goeiemôre aan elkeen hier in die huis van die Here. Ons afkondigings vir vandag, die deurkollekte vir Junie, gaan vir Tuinse. Dan is daar 'n kerkraadsvergadering maandag die 30ste Junie om 18:45 en ons vra almal se voorbereiding vir hierdie geleentheid. Dan woensdagoggend om 10:00 is dit die Bybelstudie se afsluiting. Almal is baie welkom en indien jy enige verdere reëlings wil hê, kan jy met Alida kontak. In die voorbeeldse klas is daar 'n verskeidenheid van geestelike boeke. Jy is baie welkom om daarvan te neem. Dan vra ons ook vir voorbereiding vir al die siekes in ons gemeente en ons dink veral aan John Watton, Ricardo Watton, Cherise en Mark Siege, Pedro Jordan, Bessie en Gert Koetser, Sonja Meiber, Trini Weindel, Boy van Vieren, Lona Diedriks, Jan Andersen, Clive Breitenbach, Candidatie Moller en André Potgieter. En verder bid ons ook vir vrede in Midde-Oosterse lande. Baie dankie aan almal wat finansiëel bydra. En indien jy dit nie elektronies kan oorbetaal nie, is jy welkom om dit in die kollektebordjie te plaas of andersins by die kerkkantoor in te betaal op die dae wat dit oop is. Dan sal julle ook sien, daar's 'n boek in die voorbeeldtaal. Ons vra asseblief dat jy jou naam daar sal aanteken as jy wil hê dat jou lidmaatskap oorgeplaas word na die Durban Wes gemeente toe. En ons vra ook dat elkeen individueel sal teken dat jy dit oorgeplaas word, so elke man en vrou moet self teken, ouers gaan vir hulle kinders teken. Dan het ons vir die jaarsdag onder baie, julle kan besluit waar julle gaan boek eet hierdie week. Vandag is dit ons liewe tannie Marie van Dijk se verjaarsdag. Die 23ste is Nicola Keiser, die 25ste is Kali Raad, ook op die 25ste is Sanet Lauscher, die 26ste is Lappie Slaviskafti en die 27ste is Luke Hoota. Baie geluk aan elkeen van julle. Mag dit 'n geseënde dag wees, vol Jesus liefde en mag julle bedaar word. Dit is julle spesiale dag. Dan vra ons vandag vir tannie Marie, wat ons jy sê die sweeties uitdeel.
Dan vra ons vandag vir die verjaarsdagmeisie om ons die Jesuskers te kom aansteek. Baie dankie Gerda. Goeiemôre gemeente, van my kant af ook. 'n Woord van verwelkoming in die huis van die Here vanmôre. Ook 'n spesiale woord van verwelkoming aan Dominee Pieter van Walt. Baie dankie dat jy vir ons ook sal vanmôre by die Here is. Dan by die môre baie geluk met die môre se verjaarsdag. Ek deel nie sommer drukkie sy nie, maar vanmôre gee ek 'n drukkie. Mag die Here dan die ryklik seën vir die jaar en die lewensjaar wat voorlê en ons weet dat ek glo en dat die Here altyd baie spesiaal in die hart is. Baie seën vir vandag en ook die jaar wat voorlê. Baie dankie dat jy vir ons die Christuskers, simboliese kers wil aansteek. Baie dankie dat jy Marie staan net hier by my. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer in die huis mag by mekaar kom. Weer eens is dit U wat ons deurgedra het. Dankie ook Here dat ons hierdie simboliese Christuskers kan aansteek en weet dat dit is tot eer en verheerliking van U heilige naam. Want Here, U is die enigste waarheid wat daar vir ons is. En U Heilige Gees is in ons vanmôre en weet ons kan saam uitroep, Abba Vader, want U is ons God en ons koning. En U is Immanuel, God met ons. Dankie ook vir hierdie wonderlike vrou, hierdie Spreuke 31 vrou wat vanmôre langs my staan, dat U haar ook vandag met haar viering van haar verjaarsdag, dat sy saam met U kan feesvier, dit wat U gevorm het in die moederskoot. Baie dankie Here vir hierdie fantastiese vrou ook. Sy ook voorbeeld is vir al die ander vroue en selfs vir die jonger vroue. Dankie ook vir haar. Here, seën ook hierdie erediens waar ons na die woord gaan luister, waar Dominee Pieter vir ons die woord gaan preek. Die Heilige Gees ook sy lippe sal en ook vir ons die ware woord gee, want dit vertroos ons. Dankie Here. Ons bid dit en smeek dit met danksegging in die wonderlike naam van Jesus die Christus. Amen. Ons gaan ook in die kiesing, sodra dat die Marie daar die oorweer gaan uitkom, gaan ons lied 168 sing, daarvan gaan ons al die versies hardop saam sing. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring die ere, Christus die Here, en heerlikheid is U gekroon. Sing dit staande, al die versies hardop saam. Dan die Marie, mag maar jou tyd vat en jou koekies regkry. Want dit is jou verjaarsdag vandag, jy mag maar. Oh
sal U aansien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Waarna kan jy sit wat jy het? Goeiemôre, is Jaap gesê vas. Goeiemôre elkeen vir julle. Wonderlik om julle weer te sien. Dit is so 'n mooi dag, lentedag. Ek dink die kortste dag is nou verby. So nou werk ons aan die werkstoel in die somer toe. En lentetyd is ook 'n tyd as wintertyd van 'n bietjie rus. En lentetyd is 'n tyd van ontwaking. Mag nou ook in die tyd vir julle 'n nuwe geestelike ontwaking wees in die wonderlike lentetyd wat ons eerstdaags van binne gaan. Ek wil net voor ons begin met die diens. Net van my kant af sê baie dankie. Daar is nou dinge wat gebeur wat elkeen raak. Dink ek is betrokke hier so vir 6 maande omtrent, ek kan nie presies onthou nie. Maar ek wil vir julle sê, dit raak ook vir my en Charmaine. Ons het lief geword vir julle. 'n klein liefdesgemeenskap wat so naby aan mekaar leef. 'n Mens ervaar dit sommer as jy hier by die erediens instaan. Die hartlikheid en die liefde wat hier is. En waar julle dan ook heen gaan dit saamstel. Want dit is so aanloklik vir mense. As dit vir medegelowiges so tuis laat voel en so aantrek, dink net dat as iemand vreemd hier instaan en hulle ervaar die liefde in die gemeenskap, wat 'n getuienis is dit nie, 'n belang van die koninkryk van God nie. Mag die Here vir julle elkeen ryklik seën. Ons gaan begin met die woorde, Psalm 130 vers 7. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Van die gemeente van Eskom, wat aan God, die Vader en die Here Jesus Christus behoort, genade en vrede vir julle. Ons gaan vandag 'n psalm saam. 'n baie bekende psalm, 'n vrolike psalm, 'n lofpsalm, Psalm 146. En ons gaan daarvan sing die eerste, derde en 6de vers. Prys die Here, loof en prys hom. It's so long,
staan van die geloofsbelijdenis, die gemeente se gedeelde roeping, en ook die lied wat ons daarmee saam sing. Kom ons doen belydenis van ons geloof, ons besin van die getrouheid van die Here, die liefde van die Here, dat hy oor ons hart en hoor, hoe ons bely dat hy ons enigste God en Here is. Kom ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het in Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helde neergedaal het, wat die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom en oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Wat 'n voorreg om saam dan ook die gemeente se gedeelde roeping van deel, die visie, die oortuiging van ons harte as gemeente, waarin ons elke dag leef. Kom ons sê dit saam hardop. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daaglikse verkeer. Ons sing nou die 4:4 dop, vers 1 en 4. Ons wil vandag saam lees uit die woord van die Here, baie besondere Psalm, Psalm 131, en die tema is rus in die Vader se arms. Nederige vertroue in 'n tyd van verandering. Hoofthema, rus in die Vader se arms. Wanneer? Nou, met nederige vertroue in 'n tyd van verandering. Ons gaan eers saam bid en dan aan die einde van die gebed sal ek die eerste reël lees van die 4:2 vers 1, Gees van God wat in my woon. So deur ons dan saam op met die sang en die gebed om te vra dat die Here vir ons sy woord sal gee, sal breek. Die brood van die lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis my harte vol van dank dat ons vanoggend hier saam is. Dankie vir die geleentheid om weer mekaar te kan sien in 'n erediens waar U op 'n so besondere wyse teenwoordig is, waar U met die gemeente 'n afspraak het, Here, en waar U voort vir ons die belangrikste is. U self, ja, U staan in die sentrum. Ons vestig ons oog net op U, Vader, Seun en Heilige Gees. En met ons dank bring ons al die lof en die eer van ons harte aan U, vir die goedheid en vir U liefde, Here, wat ons elke dag so beleef. U wonderlike seëninge, onverdiende genade, dat U vir ons so oorlaai met goedheid en met U guns. Ons kom met 'n harte vol lof en met vol aanbidding. Ons kom vandag, Here, om in te tree vir elkeen wat siek is,
elkeen wat 'n behoefte het, wat een of ander bekommernis het, nood het, ek en elkeen in die gemeente. Miskien ook hier in die erediens, maar die name Here wat ons gehoor het by die afkondigings, ons bid vir elkeen, wat jy skoot uitvang, vir die aanraking van genesing en van krag in die gees, van moed hou en lewe net in die genade. Ons verbid Here vir dit wat gebeur. Ons dink aan die wêreld. As ons voorbidding doen vir oorlog, dan bid ons Here dat dit sal ophou. Want U is die God van vrede. Ja, reg en geregtigheid moet seëvier in die liefde en in die trou. Maar Here, daar is soveel skade wat aangerig word. Daar is soveel mense die se lewens verwoes word. Ons bid Here, soos dit U wil is, dat daar 'n eind sal kry. Ook waar ons vandag selfs gehoor het, dat dit daar kan eskaleer, omdat Amerika ook betrokke geraak het by hierdie oorlog. U ken die bekommernis van ons harte, Here, al bly ons ver van hierdie lande af. U weet van selfs die vrees wat daar by ons is. Ons bring dit na U toe. Dat U ons elkeen so styf sal vashou en weet sal vasdruk, dat ons nie na die omstandighede sal kyk nie. Dit is 'n realiteit. Maar dat ons, Here, U liefdeshart sal voel klop, U arms wat sterk ons toegevou is, en daarin sal leef, en daarvan uit ons roeping in hierdie wêreld sal vervul. Ons bid Here vir ons land, waar daar so baie dinge is met onreg, en waar so baie oneerlikheid plaasvind. Ons bid Here dat U ook daar 'n verandering sal bring. En as ons so bid vir verandering, en ons wil dit graag hê, dan is ons diepste bede, Here, dat U ons sal verander, om juist die verandering in die wêreld te bring. Waar ons dit moontlik kan doen. En ons het baie geleenthede om self die verandering te wees, wat ons graag om ons wil sien. U wil vir ons daartoe toerus, U wil vandag vir ons met die woord leer, plant U woord Here, diep in ons harte, die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, en laat dit altyd ons anker en ons rigsnoer wees. Ons is dankbaar en bly saam met elkeen wat verjaar, van die Marie vandag, Here, wat vir ons die Christuskers aangesteek het. Ag Here, seën vir haar in hierdie dag, met 'n mooi dag, en baie geseënde dae wat voorlê. En dit wat ons vir elkeen wat hierdie week verjaar. Ons dink ook aan Sanet. Ag Here, ek noem net name van mense wie ek ken, maar die gemeente ken elkeen van hierdie persone. Ons bid vir hulle vreugde en voorspoed en nog 'n lewensjaar. Ons kom nou Here en ons kom maak ons harte vir U oop. O Gees van God, ons wil vir U kom vra. Praat met my. Praat duidelik met my. Help my om U woord te verstaan. Gee my hart die begeerte om dit in te neem en my eie te maak. Om nie maar net te hoor nie, maar om te luister. Want Here, dit is die woord van die waarheid. Dit is die woord van lig. Dit is die woord van die lewe. En Here Jesus, U is ons enigste vlees geworde woord. In U sien ons die heerlikheid van die enige God. U het vir ons kom openbaar terwyl U op aarde was, volledig mens, sonder sonde, hoe 'n mens eintlik moet wees. Ja, met lyding, met rou, met hartseer. U het dit self ook as mens ervaar, maar dan met 'n gesindheid
wat van die hemel afkom, en woorde en dade waarin U Vader verheerlik het. Help ons, Here, om ook so te wees en so te lewe. En daarom ons bid, Gees van God, wat in my woon. Enigste wonderlike en kragtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees nou saam uit, voor ons gaan lees, ek wil eers dat ons met u gesels oor iets. Ek het my boodskap vandag so voorberei, en dan op 'n stadium wat ons met u gesels het, dan gaan ons oor tot die lees van Psalm 131. Die tema vir ons diens vandag, soos wat ek reeds gesê het, is rus in die Vader se arms. En dit gaan baie duidelik na vore kom in Psalm 131. Dan is dit nederige vertroue in 'n tyd van verandering. Jy sien hoe aktueel dit is, né? In ons eie lewens weet ons van veranderings. En nou is die gemeente in 'n tyd van verandering. Wat is dit vir ons? Hoe ervaar ons dit? En wat moet ons daarmee doen? Broers en susters, elkeen van ons ken verandering, nuwe dinge, nuwe gebeure in ons lewe. Ons ken dit. En baie van die dinge kom skielik op ons lewens. Dat ons nodig is om vinnig 'n aanpassing en 'n verandering in ons lewens te bring. Ek dink ons ken dit al, né? Daar's baie mense wat dit op 'n slegte manier ervaar. Ek dink net aan dat in ons familie het iemand Dinsdag ingegaan vir 'n gewone sinusoperasie en hy is gistermiddag 1 oorlede. Net so. Wat 'n verandering is dit nou nie vir daardie gesin en daardie familie? Heeltemal 'n ander fase wat hulle moet ingaan in hulle lewens, wat hulle weer hulle voete moet vind, wat hulle nuwe planne moet maak. Maar dan is daar ook veranderinge wat oor die tyd kom. So daar bewus begin 'n verandering, en dan is daar 'n proses, of dit nou skielik is, en of dit nou ons weer dit gaan kom, dan kan mens jouself om 'n bietjie beter voorberei. Maar as dit begin plaasvind, dan is daar dinge wat ons moet doen. Ek wil nie net stil sit. Ek wil nie net passief wees, soos met alle ander dinge in jou lewe nie. Wat gebeur dan niks nie? Ek sê altyd vir mense, as jy nie die leer boontoe opklim nie, styl ook al is, glij jy een trappie af. Jy stagneer nie, jy bly nie stilstaan op daardie trappie. As jy nie boontoe klim nie, as jy nie besluite neem nie, en veral in 'n tyd van verandering, is dit so noodsaaklik dat 'n mens moet beweeg, dat 'n mens nie moet gaan stil sit, dat 'n mens nie moet gaan sit en top oor dinge, en daar kom 'n soort van 'n passiviteit in jou lewe, en daardie saam in neerslagtigheid, wat jy wil heeltyd net terugleef in die verlede, en die verlede is nie meer daar nie,
Dit gaan jou niks help nie. Ook is daar veranderinge moet plaasvind in ons geestelike lewe. En veral dan. En dit kan ook plotseling gebeur, dat die Here met jou praat oor omstandighede en jy besef, nou plotseling, ek kan nie so aangaan nie. Of die Here praat deur sy gees met jou met my oor 'n tydperk, dan kan jy nie net op 'n hoopie gaan sit nie. Niks sal gebeur nie. Niks goeds gaan daar uitkom nie. Jy moet sekere besluite neem. En jy moet in beweging kom. Andersins gaan jou lewe agteruit. Dit werk net so. En daarom vind ons in die woord van die Here altyd 'n beweging na vorentoe. Dit beteken nie dat die verlede, die ou en die miskien afgeskryf word. Dit beteken nie dit. Maar as jy die hele tyd gaan leef in die dinge van die verlede, dan gaan jy depressief word. Want jy het geen beheer meer daaroor nie. Want flous jy jouself. En dis wat die Here kom doen, dat hy maak ons vry van die sonde, hy bring vir ons verandering in ons lewe, hy bring vir ons vooruitgang, hy wil ons lewens verryk. Maar as ek hele tyd gaan terugval in 'n gewoonte of ek verstop by 'n gewoonte wat nooit regtig vir my lewe betekenis gehad het, dan moes ek my uit. En dan gaan my lewe, die geestelike lewe, op een of ander manier skade kry, of ten minste gaan nou nie vooruitgang wees. So verandering is nie vir ons 'n vyand. Dit is nie. Verandering, enige verandering, is 'n geleentheid vir iets nuuts. Dink so daaroor, want dit is vir God. En daarom het die Here Jesus Christus gestuur. Die dinge het in die heeltemal te verkeerd gedoen. Waarvan Adam en Eva af, toe hulle besluit moes neem. En die Here het hulle uit die tuin van Eden gesit, en het hulle opdragte gegee. Maar daar reeds in die tuin van Eden, en vir elke mens daarna, is daar 'n keuse wat jy moet maak. Die Here werk met ons soos roerbotter nie. Hy druk dit nog nie na raadkos net die kant. Hy wil vir ons in 'n sekere rigting loop. Hy wil vir ons die beste. Maar die Bybel is daar, die eie vlees is daar, my sondige natuur is daar. En dit lok my weer na 'n ander plek. En ek kan nie sê daar is maar net iets soos noodlot nie. Wie is nou die Here nie? As gelowiges weet ons wie is die Here. En moet ons die keuses maak van hom wat in die Here. Anders maak ons keuse vir die ander kant uit. As jy geen keuse vir die Here maak nie, is jy eintlik besig om 'n keuse te maak vir dit wat oud en sleg is in jou lewe. En die Here wil vernuwing hê. Hy wil verryking in ons lewens hê. Die vraag is, waar, hoe en wat? Dis nie 'n maklike ding nie. Om skielik in 'n nuwe fase in te beweeg, of in nuwe omstandighede, die onbekende, want die bekende is my makliker om te hanteer. Dit is ook my gemaksone. Dis die gevaar. En die bekende kan jou so 'n gemaksone bring, dat jy sê, ag, alles is toch maar net goed genoeg. En intussen, ander die dinge om jou, en sal groter aanslag op jou lewe. En jy kan nie meer in die gemaksone sit nie, want in die gemaksone gaan jy nie meer kan asemhaal. Hy gaan so toe wees, dat jy daarin gaan dink, daar is geen nuwe moontlikhede vir my. Broers en susters, as ek met julle so praat, kom die woord van die Here na my toe. Ek het jare terug, deur die genade van die Here, nog terwyl ek op universiteit was eintlik, besluit, ek sal in my lewe heeltyd op 'n reis wees. En ons behandel nou daar die gemeente Gys van Spoor se reis, videoreeks. En so sal ek my hele lewe wees, want
Ek kan nie stagneer nie, ek kan nie sê ek het al gearriveer nie. As jy dit vir jouself sê, dan flous jy jouself. Tot op my sterfbed moet ek bereid wees om te hoor wat die Here vir my sê. Ons het nog 'n geliefde hierdie week wat die dood afgestaan. En dit vir my vrou, wie sy so baie gewees. Ons daar 'n paar keer onlangs in Harry Smit gaan besoek en gesien hoe sy agteruit gaan. My vrou en haar dogter en 'n ander vriendin van haar het vir die familie 'n ruk terug opgery uit die Smit. En hulle het 'n gebedskring daar gevind. Hulle het 3 ure lank gebid vir daardie situasie. Dis 'n lang ruk terug. En hierdie jaar het die Here die antwoord gegee. Het die deurbraak gekom vir haar huwelik en vir haar gesin. Die tannie was 'n gebedstannie, 'n prayer warrior. Weet julle, sy het rustig in die Here gestaan. Maar tot ons die laaste keer vir haar besoek het en ek vir haar gebed gedoen het, was haar getuienis gewees, alles alleen in die genade van die Here. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Altyd iets positiefs, vorentoe, nie kla oor die verlede nie. Sien die hand van die Here en die goeie bedoeling van God dra in die dinge wat met my lewe gebeur. Kyk, verandering bring verskillende emosies. Omdat daar so groot onsekerheid is. Verandering beteken 'n verlies. Dit is so. Wat moet prys gegee word? Wat moet agtergelaat word? Dit maak 'n mens hartseer. Dit laat 'n mens druk. Maar weet jy dat as ons net in die Psalm gaan behandel, dis juis wat ons nou die Here toe moet vat. Jy hoef nie met daai hartseer en daai onsekerheid en wat ook al verandering in jou lewe gebeur, alleen stryd te voer nie. Jesus het gesê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy sê jou volmaak met sy vrede, met sy tevredenheid. Dis wat die Here beloof. Dis wie God is. So ons kan met al daardie emosies, kan ons na die Here toe gaan. Maar kyk na die verlede ook, met dankbaarheid en met lof, wat die Here alles gegee het. Nou in Psalm 131, kom nooi God vir jou en vir my, en sy gemeente, in 'n proses van vertroue en van rus. Dis wat die gebed. Kom ons lees die Psalm saam. Psalm 131, ek het rus gevind. 'n pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Dis 'n pelgrimslied. Dis 'n lied na bo, 'n lied na opgang. Dit is 'n lied wat die gewoonte gehad om met die groot feeste, of met die feesgeleenthede, veral die 3 groot feesgeleenthede, op te trek na Jerusalem toe. Te reis na Jerusalem toe, om daar voor die aangesig van God hulle offers te bring, hulle harte oop te maak en weer 'n nuwe ontmoeting en 'n ervaring met God te hê. Daar was 'n opgewondenheid in hulle harte. Hulle het altyd met geeste gedoen, want dit gebeur daar in Jerusalem, by die tempel, as 'n simbool waar God woon. Daar ervaar ons weer die teenwoordigheid van die Here. Ja, die Here is elke dag met hulle. Die Here is elke dag met sy kinders.
Maar daar waar ons saamkom, is dit so 'n spesiale geleentheid waar die Here met ons kom praat en die verkondiging van sy woord en waar ons kan belydenis doen van ons geloof en liefde gebede kan sing. Daar beleef ons saam die intense teenwoordigheid van God. Hy stap en hy loop nie tussen die banke, hy waai die wind nie tussen van sy gees. En hy raak ons elke dag. Ek hoop jy het vaar elke Sondag so. Want dit is dan, ons moet dit net sien en ons uitmaak. Nou so het hulle gegaan, maar in daai proses van reis was daar ook baie gevare. Hulle moes seker beteken die roete verander, of hulle het in 'n diep kloof gekom waar daar rowers kom of roofdiere, dan moes hulle nuwe dinge gedoen het. So hulle weet van ongemak. Hulle weet van onsekerheid. Hulle weet dat die pad is nie altyd 100% duidelik nie. Ja, weet ek met die loop, maar wat gaan gebeur op die pad? Is nie elke dag dieselfde nie. En daar was baie rowers daai tyd in Palestina. En daar was baie roofdiere. Daar het Dawid 'n stok en 'n staf gehad as hy sy pa se skape opgepas het. En dan moes hulle aanpas. Dan moet daar 'n verandering kom in die ongewoontes. En hulle sê, vir dit vind hulle rus in God. En dit is waaroor die Psalm gaan. Nou Dawid ook, as weet nie die Psalm geskrywe is, met 'n Saul gevlug het nie, en toe of koning was in Israel nie, maak nie saak by die situasie is nie. Dawid het geleer, ek dink veral toe hy koning was, in die episode wat hy met Batseba gehad het, dat hy moet nederig raak. As koning veral, moet hy nie dink dat hy sommer enige ding kan doen nie. En ander mense kan verontreg nie. Die dinge is in die hande neem, buite die wil van God nie. Die Here het hom tot daai punt gebring. Gaan lees maar Psalm 51 waar hy sy sonde voor die Here bely het. En hy besef dat ek kan nie meer aangaan met hierdie verlede nie. Die Here het vir my geroep om koning te wees oor Israel. En ek kan nie in 'n diensknegt leierskap, in 'n nederigheid, kan ek regtig leiding neem. En hy het geleer om sy vertroue net op God te plaas. Lees weer die geskiedenis van hoe hy vir Saul gevlug het. Lees weer tallige kere in sy lewe, was nie sy lewe, hoe hy moes wegkyk van omstandighede, wegkyk van homself, en net sy oog op God vestig. Want daar kry hy die krag, met die regte gesindheid, om dit in sy lewe te doen wat nodig is, sodat hy God kan verheerlik, en sy roeping en sy taak in hierdie wêreld kan uitleef. Nou wil ek in hierdie Psalm net vir julle 3 woorde gee. Vers 1, om dit te lees. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my verhoor is. Dawid het geleer om te laat gaan. Hy het geleer om los te laat. Dit is die eerste groot ding wat Dawid ons geleer het, en elke dag weer opnuut moet leer, en daar 'n aandag gee, is dit, dat hy nie kan vashou aan die dinge wat vir hom saak gemaak het selfs nie, waaroor hy besluit geneem het nie, waaroor hy gesit het en gewonder het, is dit reg of verkeerd, en ek gaan dit so doen op my eie nie, dis wat ek bedoel, met al die goed. Hy besef, daai soort van lewe moet ek los. Dis 'n lewe wat net onrus in my lewe bring. En dis 'n lewe wat maak dat ek hierdie veranderinge wat in my lewe kom, hierdie dinge wat ek moet doen, vir nuwe dinge vir my volk,
En dan vir ons in ons eie geestelike lewe, dat ek daai dinge moet ontstaan. Ek het al daaroor gepraat. Ons kan maklik sê, ek het die reg. Sê ons nie baie keer nie, of 'n soortgelyke woord nie. Ek het die reg. Wat 'n reg het ek? Ek het net 'n voorreg. Dis al wat ek het. En dan moet ons ons regte staan. Nou moet ons regte afdoen op ander mense. En ons is nie bereid om wat vir my, hoor dan hierdie, sien my, wat vir my, net vir my, geld, om te sê dit moet vir almal geld. En dis wat Dawid die sê, hy sê, ek kan nie rus vind, voordat hy kan sê, hy selfverheffing in hoogmoed, is daar nie by my die Here. En ek dink nie, hy is sommer net gesê nie. Hy het baie lesse geleer in sy lewe, om by hierdie punt uit te kom. Maar die Here bring mense eintlik daar die punt uit, liewe broers en susters, dat jy hierdie soort van omstandigheid van jou lewe besef, ek moet nederig wees. Ek het nie die vermoë nie. Ek moet nie altyd in beheer wees nie. Ek moet besef dat met die Here is dit verkeerd en begrypbaar as ek hoogmoedig is. En myself as het ware hoe aan God wil stel. Natuurlik kan ons vra aan die Here vra. Ek kan baie vra aan die Here vra. Here, hoekom het die pyn? Hoekom wat gebeur daar in die Midde-Ooste? Ek wil klarigheid hê. Ek het 'n ding in my hart, 'n emosionele ding wat uitgesorteer moet word. En die feit dat ek na die Here toe gaan, is juist die regte ding. Daai vraag is nie verkeerd nie. Maar met watter gesindheid gaan vra dit? Gaan vra dit om regtig te leer wat God vir my daaruit wil sê, uit elke omstandigheid van my lewe. Of wil ek beter weet? Wil ek antwoorde hê wat vir my logies reg klink? En dan sal ek tevrede wees. Dan is ek hoog God, liewe broers en susters. God is hoog, hy is verhewe. Ons bely dit. God is in beheer. Dit kan nie maar net vir ons woorde wees nie. Dit moet uit ons harte kom. Want dit bring ons tot die punt van onderdanigheid, van ons lewe in die plek waar ons moet lewe. En dit is die pad wat ons moet loop baie keer om werklik rus in ons lewens te vind. Anders worstel ek van die oggend tot die aand. Want ek dink ek kan nie geduld uitsorteer. En ek worstel so baie met myself dat ek nou nie weet wie ek is en waar ek is nie. Is dit so? Ek het baie keer gevra. As ek in 'n punt kan kom om te besef, God is in die Here. Ek verstaan dit, Here. Ons het hierdie afgelope tyd met my vrou daaroor gepraat. Maar kom ons net die punt om te kan sê, en dit is nie sommer net 'n valse belydenis nie. Soos wat Nietzsche gesê het, die hemel en die ewige lewe is 'n pie in the sky vir die gelowiges. Dis nie dit. Dis nie sommer so 'n los ding wat ek uit my lewe sê. Dis 'n diepe oortuiging van my hart. As ek terugkyk in my lewe, dan sien ek in daai moeilike tye, ek het nie gekry altyd wat ek wou hê nie. Maar ek kon die hand van die Here daarin sien, wat vir my op enige plek, 'n ander plek miskien, maar 'n plek in my lewe 'n verryking gebring. Maar ek het 'n geweldige verandering aan my gevra. En ek moes gaan buig voor die wil van die Here. En Dawid het dit ook baie keer op 'n harde manier geleer. Ek maak nie my sorg oor groot dinge nie, dinge wat oor my verkoos. Broers en susters, dis so tyd om die fokus nie op myself wees nie. Die fokus moet nie wees op ander nie. Die fokus moet nie wees op dinge van hierdie wêreld en die materiële nie. Dit gaan verby. Die fokus moet in sy diepste wees op God self.
God self en wie hy in my lewe wil wees. Toe Dawid dit begin doen, toe hy dit telkens in sy lewe ervaar, en hy begin daarvolgens leef, toe kom hy sê, ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Sien nie wat 'n ding 'n mens oor daardie belydenis. Sien julle, hoor julle, en dit is telkens in die Bybel so. Wat bring 'n mens tot die ruspunt in jou lewe? En die ruspunt van tevredenheid is om God in jou lewe toe te laat wie hy is en wie hy in jou lewe wil wees. Daardie moment waar hy vier jy op jou pelgrimsreis in Jerusalem. En ervaar jy die wonderlike teenwoordigheid van 'n kind. Nou ja, ons paas weet nie almal nie, maar die maas weet presies van 'n babatjie. As die babatjie moeilikheid het met die babatjie, dan gee hom die ma. Dis vir hierso. Sal later weer val, as hy nie slaap is. Babatjie kan vermoeiend wees. Babatjie kan huil. Eenwysend. Hy is honger is en onrustig raak. Maar die Bybel praat hier van 'n babatjie. Die Bybel praat hier van 'n kind. Dit wil sê 'n gesteende kind. 'n kind wat in die fase uitgegroei het van 'n babatjie te wees, afhanklik te wees van sy ma vir oorlewing, om nou 'n bietjie vaste kossies te kan eet. Die basiese behoefte is voorsien. En nou verlang hy by sy ma iets diepers. Diepers as van net die melk of dit waarmee hy gevoed word. Hy kry nog sy baba kossies, maar daar is 'n ander behoefte in sy lewe wat nou losraak en wat hy by sy ma kry, dit is naamlik sekuriteit. Want dit is sy behoefte in daardie stadium, as 'n jong kind. Hy begin dink oor die dinge. En hy soek sekuriteit en hy vind dit by sy ma. Sy pa ook al, né? Hoe sê ons? Ons wil die mans helemaal afskryf, moet ons. Maar die ma, wat die kind gedra het, en aan haar moeder, en die daar vastgehou het, haar kind het haar ervaring, hy maak nie. En sy kind word, en soek hy daar sekuriteit, haar teenwoordigheid, hy soek hy troos, hy soek hy liefde. Hy word tevrede, as hy daar sy rus bevind. Broers en susters, was baie redes vir jou vir my onrustig te raak. Maar ons kan nie altyd waar ons is nie. Ons kan nie. Laat nie begin gesê, die lewe verander. Jy word 'n kind en jy word 'n tiener, en dan word het meest erg. En dan word jy volwassen en dan wens jy, maar jy was weer 'n tiener. En dan trou jy, en dan denk jy, jy was maar leer geloop, of nee, wacht, dis daarom goed. Ag, maak maar so 'n ligte opmerking nie. Net weer te sê hoe verander die dinge. En dan wil ons oor baie van die goed onrustig raak. En dan wil 'n mens self die dinge hanteer. Jy moet eers leer van tevredenheid loslaat. Dan kan jy by die Vader gaan sit en ervaar, hy is soos 'n moeder wat hom my ewig is. By wie ek veiligheid moet kry. By wie ek kan ervaar. Hier is iemand wat vir my omgee. Ek kan rus vind in sy hart. Hier kom ons met die tema uit. Vind jou rus in God se arms. En veral in 'n tyd van verandering. Wat ons moet deurgaan, hè? God self in die broers en susters en hom alleen. God self en hom alleen. Gaan dit nie op 'n ander plek kry nie. En vergeet. Hoeveel van ons het nie al probeer, selfs in mooi dinge, goeie dinge, probeer ek my vastigheid en my ruspunt. Dis soos die oggendmis. Die son kom se weg. Maar God is die ewige lig, wat vir ewig my sy armte
en sy liefde gee. Ek sê weer, en dit is baie belangrik, dit is 'n aktiewe keuse wat jy moet maak. Jy moet telkens maak, as jy in so 'n omstandigheid kom, dit gaan moeilik wees, die Bybel gaan vir jou aanval en vir jou sê, iemand noem hierdie pad, hierdie is die lekker pad, die maklike pad, jy moet nou die moeilike pad gaan loop, waar jy met God wil gaan worstel, wat in die mooi woorde is. Maar dis die pad wat ons moet loop. Dis die pad wat ons vrede gaan. En waarby kom Dawid dan uit? Nadat hy losgelaat het, die tweede woord is uit rus gevind, toe is daar 'n hoop in sy hart. Daarom sluit hy af in die Psalm en sê, wag op die Here is dan nou en vir altyd. Die woord die wag dan ook hoop beteken. Hy woord beteken, daai wag is om te hoop. Dis nie 'n wag in verslaandheid nie. Dis 'n wag, aktiewe wag, met 'n verwagting. 'n Verwagting dat God ingryp, dat God dinge nuut maak, dat God dinge verander, dat God in die Here is, dat hy die Almagtige is, dat hy die troue God is, in wie se hand alles is. En so wag ons op die Here. Dis 'n verwagting op grond van God se liefde en sy trou. Dis 'n aanmoediging vir Dawid. Dis 'n oproep vir die volk. Hoop nie op uiterlike dinge nie. Hoop op dit wat regtig saak maak. Los die dinge wat nie van belang is nie. Vat uit die verlede, dit wat goed is, met jou saam die toekoms in. En nou jou oog net gefestig op die Here. Partykeer moet jy maar weer mooi kyk. Want daar is iemand wat sluiers vir ons gegooi. Die van binne af, ek het ook van buite af. Maar in daardie tyd moet ek 'n keuse maak, ek gaan my nie oorlaat aan hierdie ding nie. Ek gaan my net vestig op God. My oog op hom gerig. Broers en susters, loslaat. Laat gaan. Let nou. Vind jou rus net in God. Jy kan lewe met hoop en met verwagting. Dat God vir jou gaan vat op plekke waar jy net die avontuur van die geestelike lewe gaan leer. Dis God se belofte. Dit kom nie van self nie. Ek weet nie waarmee ek jullie elkeen worstel nie. Ek het baie julle ook. Ek gaan dit net tot ek die laaste asem uitblaas en weet het. Dis 'n realiteit van hierdie lewe. Gelukkig vir jou en vir my as gelowige is die grootste die mooie. As ons nou hierdie psalm moet saamvat, is ek preek lank, maar ek so waar so vol van die. Nou die saamskryf. As net een nou die ons nabij. En dis Jesus Christus. Hy wat aan God gelyk was, het geen roof gehad nie om aan die mens gelyk te word. Dit klink of hy sy God 'n prys gegee het, né? Hy moes in 'n nuwe situasie kom na hierdie aarde toe. Die geliefde gestuurde van God, gedring deur sy eie liefde en die liefde van die Heilige Gees, om in 'n veranderende proses in te gaan, werklik mens te word, die ewige almagtige God, om 'n kleed van menswording aan te trek, sonder sonde, anders kan jy ons middelaar wees nie, om pyn en lyding weer te maak, versoening weer te maak, die berg stil te geword by sy Vader, voordat hy besluit neem, en sy borstel met iets, om dan sy rus te vind, as mens. Geweldige lyding weer te maak in Getsemane, die hele lydingsweg te loop, om self te gee aan 'n vloeknoot. Vir jou en vir my verandering. Dat
ek nie meer in die ou sondige mens vasgeklem hoef te lewe nie. Wat my lewe so lelik maak. Dat my so terughou en al die seëninge wat ek in die lewe kan ervaar, eerste waarvan die uiteinde nie die dood is. Ek het eerder verlies het nou as dit. En die om die Here Jesus, God wat bereid was om 'n groot verandering aan te neem, nie net die mens nie, as ander vir die mense die gestalte van 'n slaaf, om verandering wat positief is in die lewe te doen. En hy het ook as mens moes hy dinge losbreek, want hy die storing toe beweeg, na sy roeping toe, as mense wat hom terughou, dinge, daar was besoekings in die woestyn, want nie dat die Here Jesus het dit nie gedoen nie. En hy het ook na God toe gevlug, na sy Vader toe gevlug, met hierdie goeders, voor hy sy disippels gekies het, gebid in Getsemane, want hy voel dit aan sy lyf, om dan 'n rustigheid in sy hart weer te kry. Ek is besig met die dinge van my Vader. En hy weet wat vir my die beste is. En tot die einde. Jesus Christus, jou broers en susters, is ons hoop. Is ons hoop in elke situasie in die lewe. Ek het baie te sê, maar ek moet afsluit. Daar staan nou en vir altyd. As ek bereid is om die pad te loop, is nie 'n maklike pad nie. Die breë weg is autobaan. Toen in Duitsland jaag hulle 240 km/h. Ek is op krompelpaadjie, ek moet weer my pad vind en so aan, as ek bereid is om die pad te loop, en ervaar ek die trou en die bystand van die Here, nie net nou nie, raaklik. My verandering, my bereidheid om te gehoorsaam te wees, bring vir jou en vir my die enige lewe uit. En dan gaan ons eers die volheid van die liefde en die trou van God ervaar. Dan gaan ons eers die werklike omhelsing van die moeder teen die bors ervaar. Ek gebruik nou die jou en ek gestaan. Dit gaan 'n wonderlike ervaring. En dit is waarna toe jy en ek op pad is. Rus in die arms van die Vader. Ons Here baie dankie vir die woord wat ons troos, maar die woord wat ook vir ons oproep. Want Here, ons hoor die woord. En ons kan nie maar net stil sit of stil bly, wanneer ons telkens die woord hoor nie. Of ook vir U sien in die openbaring wat U vir ons gee op baie ander wyse nie. U vra vir ons Here baie keer om 'n keuse te maak. Wat is jy? Is jy die pad van die hoogmoed, waar jy nooit enige rus gaan vind nie, waar jou fokus is op jouself, dan gaan jy geen ewige rus hê. Soek jy die pad van nederigheid, van erkenning wie God is, en net om jou rus in God te vind, en niemand anders nie. Dan soos wat jy nou gewag het en gehoop het, en jou rus gevind het in die Here, sal jy eendag jou rus, jou volle lewe in hom beleef. Dankie daarvoor, Here. Ek, ons elkeen, maak vanoggend die keuse om te rus in die arms van ons Vader. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawe.
Ons lees Psalm 117 vers 1 en 2 saam. Ons lees Psalm 117 vers 1 en 2 saam. Sy liefde vir ons is sterk. Prys die Here, alle nasies, loof hom, alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bring aan U al die lof en al die eer van ons lewens. Gee ons die krag om deur U genade in alles sterk te wees. Vul ons harte met U liefde en maak ons deur U Gees diensbaar en gehoorsaam. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U hoor die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons moet nie kyk of jy nog wakker is. Ons wil by hierdie geleentheid dan ook vir Dominee Pieter sê, baie dankie. Dankie vir elke Sondag dat jy hier was. Dankie vir die bidkos dat jy vir ons gegee het, want ons kon huis toe gaan. En as die woord kon oorbreng en in harte kon toepas by elkeen van ons lewens. Mag die Here vir jou en vir my tot seën op julle lewenspad, op julle lewenspad, waar en hoe hy julle ook al wil gebruik. En dankie vir jou diensbaar, dat jy altyd lief was, vir jou vriendelikheid, vir jou offervaardigheid, om hier te kom wees. Al moes jy ver kom, al moes jy soms weer moeilike situasies vir hy om hier te wees. Ons waardeer dit. Ons moet vir jou sê, seën mense op die pad voor. Jy is nie so 'n klein aandenking en elke keer kan ek jy dit nog die liefde en die vrede van ons Here ook met en by julle wees. Doen jy my lekker hande klop. Ek wil maar so vir julle af my tand. Baie dankie Magda. Jou het al soveel dinge van julle ontvang. Leer dan Kersfees. Ons so lekker beskuit gekry. Weet nie waar kry julle dit weer gekry en ander geskenke ook, my verjaarsdag, nou hierdie. Baie dankie. Baie dankie vir wie julle is. Nie die eerste plek vir wat ons kry. En wees die mense oral waar julle gaan. Op die reis, pak die verandering. Ons het die recept gebruik op. Maak die keuse. Jy gaan wonderlike dinge ervaar in jou lewe. Ons gaan juist daarvan sing uit die 500. Gods dade is volmaak en goed. Ons sing al die verse. Story
uit Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.